Dag julle, ons is nou weer by hierdie week se kateksasie toerusting. Ons sal Pieter is om ook die Bybel met ons kinders te deel. Nou hierdie week in ons kateksasie, volgende kateksasie les kom ons in Genesis 18 en 19. Dit is eintlik nog ons twee skrikwekkende hoofstukke hier. Dis hoofstukke vol propvol aardige sonde en skrikwekkende oordeel. Net so 'n bietjie iets oor die aardige sonde. Mens lees dan so in Genesis 18 en 19 oor die sonde van homoseksualiteit, hoofstuk 19 vers 1 tot 11. Daar in hoofstuk 19 van vers 30 af tot by vers 38 gaan dit oor die sonde van bloedskande. Die twee dogters van Lot wat by Lot kinders het. So dit is nog ons moeilike goeders baie keer om te praat met die mense kinders. Maar nou wat so wonderlik is hoe die Here sy woord gee binne in 'n gesin, binne in 'n gelowige gesin, binne in 'n gesin van 'n pa en 'n ma, met wie die Here sy verbond het en vir jou sê, ek is jou God, en ook die God van jou kinders. En dan binne in hierdie opset gee die Here vir ons sy woord. En binne in sy woord bring hy hierdie onderwerpe na vore. Binne in sy groot koninkryk storie is dit ook 'n storie waarin dit afspeel in 'n wêreld vol sonde en skrikwekkende sonde. En dan kom goeters soos bloedskande en homoseksualiteit. Wel, dit kom op ons tafel, dit kom na vore, want dit is die wêreld waarin God sy koninkryk laat kom. Dit is die wêreld waarin Jesus Christus verlossing kom bewerk. Wat er so goed is hiervan, is dat die Here gee dan hierdie moeilike onderwerpe binne die veilige ruimte van 'n huisgesin. Om oor hierdie moeilike onderwerpe te praat is homoseksualiteit en bloedskande, binne in die konteks van 'n staatskool, is na my mening gewoonweg onverantwoordelik en gevaarlik. Dit is nie die plek waarin mens met jou kinders oor hierdie goed praat nie. Die Here gee hierdie goeders vir ons in sy woord, en dan binne in die gesin. En dan praat ons met jou kinders hieroor in die lig van die groot storie van die koninkryk van God, die groot storie van die evangelie. En dan word dit baie goeie gesprekke, baie opbouende gesprekke waarin ons kinders oordentlik toegerus kan word. So ek is regtig, ek wil hierdie vir julle sê, ek dink dit is verkeerd om met kinders in 'n staatskool oor hierdie goeders te praat. Jy weet nie wie is daar onderwyser nie. Deesdae is die onderwysers nie meer gewaarborg almal Christene nie. Hulle praat nie almal uit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing nie. Die plek waar die Here wil hê dat gesprek oor hierdie goed moet plaasvind, is binne die verbondshuisgesin vanuit sy woord. Net dit so as 'n kantopmerking, maar ek dink nog ons 'n belangrike kantopmerking hier aan die begin van hierdie week se toerusting. Nou, soos ons gesê het, Genesis 18 en 19 is 'n hoofstuk vol propvol aardige sondes en skrikwekkende oordeel, maar die wonder is, in hierdie skrikwekkende oordeel en binne in hierdie wêreld vol skrikwekkende sonde, is die Here aan mekaar ook in hoofstuk 18 en 19 ook besig met die groot storie van die moederbelofte. Hy bevestig weer eens die belofte van 'n kind wat gaan kom, die kind wat oorwinning bring oor Satan en God se vrederyk gaan laat aanbreek binne hierdie wêreld vol skrikwekkende sonde. Hy is die een wat sonde gaan wegneem. Hy is ook die een wat elkeen wat in hom glo laat deel in die wonderlike koninkryk van vrede wat God laat aanbreek. En as 'n mens hierdie skrikwekkende sonde raak sien van wat ons gaan waaroor ons lees in hoofstuk 18 en 19, dan sien ons net hoe nodig dit is. Hoe nodig ons die evangelie van die koninkryk van God nodig het, die evangelie van Jesus Christus, wat die koninkryk van God bring. En kom ons tel net meer detail net in op wat ons hierdie week wil doen in Genesis 18 en 19. Kom ons praat heel eers net so 'n bietjie oor die konteks. Nou,
Die gebeure in Genesis 18 en 19 volg baie kort op die gebeure in hoofstuk 17. Wat het nou weer gebeur in hoofstuk 17? Nou, dit is die hoofstuk waarin ons die instelling van die besnydenisteken kry. Dit is ook die hoofstuk waarin die Here weer eens die belofte van 'n kind vir Abraham en Sara beloof en bevestig. Juist daai teken van besnydenis is 'n bevestiging ook dat die Here sy verbond met hulle oprig, 'n verbond waarin hy beloof om hulle God te wees en hulle nageslag se God te wees. Dis 'n wonderlike belofte want dit is die omkering van die krisis van die sondeval. En hoe gaan daardie werklikheid van ek is vir jou 'n God en vir jou nageslag 'n God, hoe gaan dit 'n werklikheid word? Wel deur daardie kind. Die kind gebore uit Abraham, Jesus Christus, hy is die een wat 'n verbondsverhouding tussen ons en God, waarin God ons God word en ons kinders se God moontlik maak. Hy maak dit nie net 'n moontlikheid nie, 'n werklikheid deur die kruis, deur die opstanding uit die dood. En dit is wat daar in hoofstuk 17 net weer eens vir ons bevestig word. En die teken van besnydenis is 'n teken en 'n seël waarmee die Here daardie verbondsbelofte van hom waarborg. So, en nou gebeur hoofstuk 18, 19 baie kort op die hakke van al daardie gebeure in hoofstuk 17, 'n hoofstuk vol propvol baie belangrike waarhede. Nou, hoe weet ons dat hoofstuk 18 en 19 kort op die hakke van hoofstuk 17 volg? Nou, ons sien dit as ons hoofstuk 17 vers 21 vergelyk met hoofstuk 18 vers 10 en vers 14. Wat sê hoofstuk 17 vers 21? Die Here praat dan met Abraham en sê vir hom, my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En soos dan nou omblaai na hoofstuk 18 toe, dan sien ons dat vers hierdie oomblik, Here is op 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 hierdie oomblik, weer by Abraham en Abraham verskyn. En dan sê die Here, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. So, in hoofstuk 17 vers 21 word gesê, hierdie tyd, die woorde word vooruit, ander jaar op hierdie tyd sal jy 'n seun hê, en hier in hoofstuk 18 is dit weer eens, oor 'n jaar sal jy 'n seun hê. So, dit sê vir ons dat die gebeure in hoofstuk 18 en 19 volg regtig baie kort op hoofstuk 17 se gebeure. In hoofstuk 17 verskyn die Here aan Abraham, en dan is dit hier in hoofstuk 18 weer, daarna het die Here aan hom verskyn, en hierdie tweede verskyning van hoofstuk 18 gebeur kort op die hakke van die gebeure in hoofstuk 17. So dis die konteks. Ons kyk 'n bietjie na die, kom ons sê die episodes, gebeur alles hier in hoofstuk 18 en 19. Wel in hoofstuk 18 vers 1 tot 15 kry Abraham kuiermense. Abraham sit op die warmste deel van die dag by sy tent in koelte. En dan sy weer kyk as hy, dan is daar hierdie 3 manne, kuiergaste. En dan is ewe skielik alles in rep en roer daar by Abraham se tent en roep vir Sara, kos moet gemaak word, dit is een reusagtige gewerk, en dan kuier hierdie ouens by Abraham, die 3 ouens. Maar in die proses van hierdie gekuierheid, ons staan aan so een kant en ons bekyk op die ding. Kom ons agter, maar hierdie is spesiale kuiergaste hoor. En ons kom agter, een van hulle is niemand anders as die Here self, en die ander 2 is 2 engele. Nou goed, hulle kuier toe die hele dag daar by Abraham, res van die dag, hier teen laatmiddag se kant lyk dit vir my, stap Abraham saam met hulle weg, hy sien hulle weg en hy loop eens saam met hulle, en dan gebeur daar baie belangrike gesprekke, daar terwyl Abraham nou hierdie besoekers van hom afsien, die Here en die 2 engele. Op 'n stadium vertrek die 2 engele op hulle eie in die rigting van Sodom en Gomorra, en die Here bly by Abraham alleen agter, en dan gebeur daar geweldige belangrike gesprekke. Dis wat ek sê, 18 vers 16 tot 33. En dan kom ons in hoofstuk 19 af.
soos in hoofstuk 19 aankom, dan is die fokus op daardie 2 engele, wat nou in 'n tussentyd by Sodom aangekom het. Hulle kom daar by Sodom aan met 'n spesifieke, baie belangrike doel. Hulle wil vasstel of Sodom en Gomorra regtig so boos is, soos wat dit blyk te wees. In vers 20 van hoofstuk 18 staan daar, sê die Here vir Abraham, verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. En nou is dit hierdie engele se groot doel, om presies te gaan, moes sê, inspeksie doen, by Sodom en Gomorra, oor die skrikwekkende boosheid wat daar aangaan. Net 'n opmerking hier. Die Here is mos alwetend en alomteenwoordig, so hy behoort mos dan te weet wat in Sodom en Gomorra aangaan. Verseker, die Here weet alles. Hy weet in die kleinste detail, presies alles. Maar wanneer die Here op hierdie manier optree, openbaar hy aan ons dat hy 'n regverdige God is, wat absoluut in regverdigheid optree. As hy sy straf laat kom, dan tree hy in absolute regverdigheid op. 2 engele word gestuur. 2 getuies gaan daar wees. Die Here wil dit vir ons inhamer. Ek is 'n regverdige God, wat as ek straf, nie sommer maar net straf nie, ek straf, nadat dit baie duidelik dat hierdie straf 'n regverdige straf is. Nou ja, die 2 engele is toe daar by Sodom en Gomorra, of hulle kom eers by Sodom aan, die aandse koers. Hulle ontmoet vir Lot daar by die poort van die stad. En Lot dring toe by hulle aan dat hulle by hom moet oorslaap. Lot kom, net soos Abraham, aanvanklik nie agter dat hierdie engele is nie. Hulle verskyn as gewone mense. Nou ja, Lot, hulle stem toe in en hulle kuier die aand toe by Lot. Slaap by hom, wil by hom eintlik oorslaap. Hulle eet en so aan. Nou ja, toe gebeur daar 'n verskriklike ding. Daardie mense van Sodom wil toe homoseksueel omgaan met hierdie 2 engele. Dit is net skrikwekkend, dis amper te aaklig om daaroor te praat. Dis Genesis 19 vers 1 tot 11. Ons gaan nou 'n bietjie meer detail daarop ingaan, maar daaruit blyk baie duidelik dat hierdie mense van Sodom en Gomorra toe net skrikwekkend boos is. Wat gebeur volgende? Hierdie 2 engele roep Lot op om te vlug vir sy lewe. Want dit staan nou vas, die oordeel van die Here gaan kom. En dan roep hulle Lot en sy hele familie, sy vrou, sy 2 dogters en ook die verloofde man, die mans aan wie Lot se 2 dogters verloof was, roep hulle op om te vlug vir hulle lewe. Kom uit die oordeel van God, want die oordeel kom verseker. Nou ja, en daai oordeel het toe uiteindelik ook gekom. Lot het toe gevlug. Ek gaan net 'n bietjie dieper daarop ingaan. En daar die geskiedenis van die oordeel en Lot wat vlug, dit kry daar in hoofstuk 19 vers 12 tot 29. Nou ja, en toe het Lot toe Lot het uiteindelik gevlug en dan in versie 30 tot 38 van Genesis 19 kry ons Lot se einde. 'n tragiese einde. Ek gaan eintlik in die verdere toerusting nie eers vreeslik baie dieper daarop ingaan. Maar geweldige tragiese einde. Ek sal iets daaroor sê, maar 'n tragiese einde, dit stop met daardie skrikwekkendheid van die bloedskande. Lot se 2 dogters wat uiteindelik by hom kinders het. En dis die laaste keer dat ons aan Lot in die boek Genesis hoor. Dis eintlik net so hartseer einde. En hoekom was daar die hartseer einde? Ons moet dieper daarop ingaan. So, ja, dit is wat gebeur in hierdie 2 hoofstukke. Mens kan jy behoorlik afvra, so waar's die goeie nuus, waar's die evangelie in hierdie 2 hoofstukke? Ons gaan dit raak sien, want die is.
Ek dink hier is in hierdie hoofstuk so 5 lesse waarop ons moet ingaan. Kom ons kyk nou eers net na die eerste ene, en dan gaan ek eers hierdie toerusting sessie stop, en dan gaan ons na les 2, 3, 4 en 5 in die volgende toerusting sessie kyk. Kom ons gaan eers net na die eerste les toe. Nou, ons eerste les of ons eerste fokuspunt kry ons in Genesis 8 vers 1 tot 15. En wanneer ek nou hier deur sou lees met my kinders, dan sou ek weer lees tot by vers 15 en dan stop. En die storie bietjie so vertel, soos wat ek dit ook nou maar vertel het. En ek dink 'n baie belangrike ding is baie maal vir jou kinders te vra vertel die storie. En dan vul 'n mens aan, en vertel saam met hulle. Jy weet, en so word hulle ook betrokke by jou huisgodsdienste, weet. Dit word eintlik 'n lekker gespreksgeleentheid, regtig. Maar die ding wat ek vir hulle sal uitlig is van vers 9 tot 14, want daar bevestig die Here nou weer eens die belofte van die kind. Die belofte van die kind, maar hierdie keer, of ek weer net dit sê, presies dieselfde as wat die Here in Genesis 17 eintlik gesê het. In Genesis 17 het die Here gesê, luister, ek gaan vir jou 'n kind gee, Abraham, en daardie kind gaan kom uit onvrugbare Sarai, onvrugbare Sarah, haar naam is ons nou uiteindelik in tussentyd verander, daar is ons 17 het ons nou gesien, is Abraham se naam Abraham geword het. En weer eens hier in hoofstuk 18 kom bevestig die Here daardie belofte. Dit is wonderlik hoe ons God is. Ons geloof het daardie bevestiging van evangelie beloftes net so nodig. Ons geloof moet gedurig versterk word deur woordverkondiging. En so kom die Here nou ook na Abraham toe en hy verkondig weer eens die evangelie, dat luister, die kind kom. Die kind wat jou verlossing gaan bewerk, Abraham, jou nageslag se verlossing bewerk, uiteindelik die verlossing van elkeen in hierdie wêreld wat in hom glo. Daardie kind kom, hy kom verseker, en hy kom uit Sarah. Nou, die Here kom bevestig daardie belofte, maar dan is hier so 'n bietjie 'n twist hierso, of 'n verskywing in perspektief, wat dit tog anders maak as in hoofstuk 17. Hierdie keer fokus die Here op Sarah. Die Here maak doodseker dat Sarah dit hoor. Kyk na vers 9, daar in hoofstuk 18. Daar staan, toe sê hulle, dis nou die besoekers, waar is Sarah u vrou? En hy antwoord daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. En Sarah het geluister by die ingang van die tent. So Sarah hoor nou hierdie ding. Dis iets wat in hoofstuk 17 nog nie so was nie. Dalk het Abraham dit vir haar vertel, ek dink verseker so, maar hier kom die Here nou en hy kom sê dit self vir Sarah. Die Here maak seker Sarah hoor dit. Nou is hier 'n les wat ons hier moet leer oor die Here. Kyk na vers 11. Vers 11 sê, maar Abraham en Sarah was oud op hulle dae, en dit het met Sarah nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En dit beteken Sarah was doodgewoon, maar nou net te oud om kinders te hê. Dit kan 'n mens nou maar vir jou kinders verduidelik. As 'n vrou oor 'n sekere ouderdom gaan, dan word sy te oud om kinders te hê. En mens kan nou maar besluit, jy kan self besluit hoeveel dit al daai wil verduidelik. Maar nou ja, op 'n sekere ouderdom word mens gewoonlik te oud, dan kan mens nie meer kinders hê nie, en Abraham en Sarah is nou al regtig daar. Oumas en oupas kry nie meer kinders nie, en Abraham en Sarah is nou ver oud genoeg om oumas en oupas. Hulle kan oupa grootjies al oor en oor gewees het. So hulle gaan nie meer kinders hê, hulle is net te oud. Maar nou kan hulle ook nie kinders hê. Dit is hulle arme, dit is hulle krisis, verskriklik nie. Abraham is 100 jaar oud en Sarah is 90. En kan nie kinders hê. En nou sê die Here, julle gaan, ek gaan die verlosser van die wêreld uit julle laat kom. Wat leer ons hier oor die Here? Ons leer hier dat die Here is almagtig. Die Here bring lewe uit dood. En dan 'n baie belangrike evangelie waarheid. Die Here alleen verlos. Abraham en Sarah bring nie 'n verlosser voort nie. Die verlosser kom nie deur ons werke nie. Ons verdien nie vir ons verlossing met wat ons doen nie. Ons bring nie ons eie verlosser voort nie. Ons kan nie. Ons sien dit daar by Abraham
en Sara. Hulle kan nie, maar uit genade alleen gee die Here daar die verlosser. Uiteindelik die ultimatief van is, die Here gee ons verlosser uit die maagd Maria. Die maagd Maria kan nie kinders hê nie, en tog die Here gee die verlosser uit die maagd Maria. Dis ons God. Dis ons God. En ons moet hierdie vir ons kinders wys. Ons moet ons kinders opgewonde maak oor hierdie God. Want kyk ons God. Ons moet hierdie God wil lief hê, ons moet van hierdie God hou, en ons moet ons vertroue vir ons verlossing in hierdie God sit. Ons moet na hierdie God toe kom en sê, God, ons kan nie. Ons kan onsself nie verlos nie. Ons is verlore, ons is sondaars, ons maak ons skuld net al groter. Ons kan onsself nie verlos nie, maar ons kom nou na U toe en vra U, gee vir ons die kind, gee vir ons Jesus. En hy sal dit doen. Nou, ek dink iets leer oor dit leer, ons moet iets leer oor geloof. Geloof breek radikaal met vertroue op self en eie vermoë. Kyk nou wat doen Sara. Sara hoor nou hierdie wat die Here sê. En dan staan daar vers 12, en Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het, en my Heer oud is. Toe sê die Here vir Abraham, vers 13, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek werklik waar nou dat ek oud geword het? Wat doen Sara? Sara fokus op self. Sara glo in haarself. Dis hoe sy lewe, en weet julle, dis hoe ons almal leef. Ons leef met die ding van selfvertroue. Hê goeie selfvertroue. Glo in jouself, man. Maar nou doen Sara, en nou vind sy niks in haarself waarin sy kan glo nie. Sy het nie meer die vermoë om 'n kind te maak nie, te hê nie. En so dis verbrokkel haar geloof. Sy het nie meer hoop nie. En dis weg. Want daar's niks in haarself wat vir haar sê, Sara, jy sal die kind kan hê. Sy is van jongs af nog altyd onvrugbaar, en nou het sy te oud geword om 'n kind te hê. Ek bedoel, dis net onmoontlik. Maar nou moet ons hier leer. Geloof breek radikaal met glo in jouself en vertroue op jouself. Geloof breek radikaal met iets is moontlik as dit wetenskaplik moontlik is. Geloof gaan na God toe en sê, God, dis vir my onmoontlik. Ek is van jongs af onvrugbaar. Ek het te oud geword om 'n kind te hê. Dis wetenskaplik onmoontlik, Here. Regtig. Maar by U is alle dinge moontlik. Here, ek kan nie my eie verlosser werk nie. Ek kan nie vir myself 'n verlosser gee nie. Maar U kan, Here, gee vir my die verlosser. Gee vir my daardie kind wat die koninkryk van vrede bring en my daarin sal laat deel. En weet jy, so moet ons deur ons lewe na die Here toe gaan. Uiteindelik het hierdie Sara wonderlik begin glo in die Here. Net so wonderlik as mens daar in Hebreërs 11 lees, sien jy mens dit, sy het uiteindelik geglo. Die Here en sy evangelie woord werk geloof in die ongelowige Sara. Wonderlik, ons God is so goed. Nou dis wat ons vir ons kinders moet vertel, en ek dink dis die eerste les, fokuspunt hier in Genesis 18 en 19. Nou, kom ons stop eers ons toerusting hier, en dan gaan ons in 'n tweede toerusting geleentheid dan aangaan met les 2, 3, 4 en 5 hier in Genesis 18 en 19.